Jesus vertel die storie van die persoon wat baie geskuld het en hoe die skuldeiser daai persoon se skuld afgeskryf het. En net nadat hierdie proses plaasgevind het, vind hierdie persoon wie nou net baie voorafgeskryf is, 'n persoon wat hom baie min geskuld het. En hy laat daai persoon vir sy skuld in die tronk gooi. En uiteindelik hoor die skuldeiser wat nou gebeur het. En hy sê vir hom, jou slegte dienskneg. Hy sê, ek het jou baie vergewe, maar jy kan nie daai persoon se min vergewe nie. Vandag wil ek jou herinner, terwyl ons hierdie tema van vergifnis afsluit. God het my en jou baie vergewe. En ek wil amper sê, daai vergifnis is 'n aaneenlopende proses, want gereeld struikel ons in woord, daad en gedagte. As jy moet opweeg wat God van my en jou vergewe het, en wat ons van ander moet vergewe, dan kan dit nie met mekaar vergelyk nie. God het soveel meer nodig om my en jou te vergewe, as wat ons mense moet vergewe wat ons moontlik te nagekom het. Mag ons vanuit vergifnis leef, mag ons leef vanuit 'n skoon en 'n rein hart. Want my belewenis is onvergewingsgesindheid, lei tot bitterheid, lei tot siekte, lei tot 'n vroeë dood. En ongelukkig, en dis vir my hartseer om dit vandag vir jou te sê, in ons gemeente, vanuit navorsing wat ons gedoen het oor jare in ons gemeente, is onvergewingsgesindheid 'n issue. Dis 'n struikelblok. Mense loop met goed in hulle harte rond teenoor ander mense. Maar dis nie die Jesus manier nie. God het my en jou baie vergeef. En mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons nooit vergeet waar ons vandaan kom nie. Mag ons nooit vergeet die prys van die kruis nie. Maar mag ons ook daai genade betoon aan mense wat ons spreekwoordelik minskuld. Mense wat my en jou leed aangedoen het. Mag ons hulle vergewe. Mag ons hulle vryspreek deur die Heilige Gees wat God binne ons geplaas het. Mag ons met rein, skoon harte voor God elke dag lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons hierdie week, hierdie onderwerp van vergifnis kan afsluit. Eerstens, dankie dat U ons kon vergewe het. Dankie dat U ons kon vryspreek het. Maar Here, my gebed is dat daai vergifnis, daai vryspraak sal vloei vanuit ons lewe, na elke persoon wat ons moontlik te nagekom het, of dalk nog gaan te nakom. Maar Here, help ons om ook wanneer ons gefouteer het, ons trots in ons sak te steek en na mense toe te stap en na mense toe te gaan en te sê, vergewe my. Ons maak foute, ons sê baie keer die verkeerde ding, ons tree baie keer te vinnig op. Mag vergifnis iets wees wat deel vorm van ons DNA, van wie ons is. Eerstens, omdat U ons vrygespreek het van 'n magdom, van 'n groot klomp sonde. Mag ons daai vryspraak ook mildelik leef na ander mense toe. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U toe. Mag U ons bly seën vir een rede, om 'n seën te wees vir ander. Dankie dat Jy hierdie week saam met ons gereis het, en mag ons hierdie belangrike tema van vergifnis onder die knie kry. Cheers!